Liewe vriende, familie, ons is in die tema die kruis van Christus en vanaand staan ons stil by die nagmaal. Daardie gebeurtenis waar Jesus brood geneem het, gebreek het, vir sy disippels gegee het. Ons lees saam uit Lukas 22 vers 19. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my nagedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. 'n Aangrypende gedeelte, en daar is 4 werkwoorde wat vir ons baie belangrik is, en dit is dat eerstens Jesus dit geneem het. Wat is in God se hand? Wat is dit wat God kom gee in die kruis van Christus? In God se hand is sy seun. Dit is wat hy vir ons gee. 'n Tweede gedagte wat ons by wil stilstaan is dat hy dit geseën het. In die geseënde van God word ons ook geseën. Ek dink die derde werkwoord daar is dat hy dit gebreek het. Wanneer ons dink aan Jesus, die nagmaal is 'n visuele verkondiging van dit wat op pad was. Jesus het sy disippels vele maal daarop gewys dat hy sal sterf, maar in hierdie geval demonstreer hy dit visueel vir hulle, deur die breek van die brood en die uitgieting van die wyn. En as hy dit breek, dan is dit ook hy wat dit vir ons dan in die laaste beweging dit gee. God gee dit vir ons, hy oorhandig dit aan ons. En daai 4 werkwoorde help vir ons om te sien wat sentraal in Jesus se bediening staan in die nagmaal. En 'n treukie verder wat ons vanaand wil gee, is wanneer ons dink aan nagmaal en dit wat Christus kom doen het, wat kommunikeer die kruis? En die eerste daarvan is, die dood van Jesus staan sentraal. Nou, daar is baie dinge wat ons mekaar kan sê rondom die kruis, maar spesifiek nagmaal is uitsluitlik vir die doel daarvan gegee om die dood van Jesus in gedagtenis op te roep. Dis hoekom hy ook die opdrag gee, doen dit in my nagedagtenis. Daar is nie iets meer aan wat Christus ons beopdrag om te doen, behalwe om te dink aan my dood. Dis die eerste wat die nagmaal aan ons kommunikeer. Die tweede daarvan is dat daardie doel was om die nuwe verbond in te huldig. Die nuwe verbond was juis die afwassing van sondes en die deelmaking van mense wat nie toegang gehad het tot die verbond, wat nou deur Christus se bloed toegang gekry het tot die nuwe verbond. Die derde wat aan ons gekommunikeer word, is dat ons sy dood persoonlik nodig. Ek lees vir julle wat John Stott hierso skryf: The eating and drinking were, and still are, a vivid acted parable of receiving Christ as our crucified Savior and of feeding on Him in our hearts by faith. Wanneer ons dink aan nagmaal, dan kan ons nie anderster as om die kruis te sien nie. Die kruis is die geloof van Christus. Sonder die kruis sal dit geen geloof van Christus wees nie. En wanneer ons dink aan nagmaal, wanneer ons dit gebruik, wanneer ons dink aan die woorde, wanneer ons dink aan wat beteken dit, dan help dit ons om die kruis van Christus duidelik te sien. Miskien sal dit vir ons ook goed wees om daaroor te bepeins, wat het hy geneem en gegee? 2. Wat het God gebreek en oorhandig? 3. Wat het God geseën of wie het God geseën? En dan wat het ons ontvang? Mag daardie gedagtes ons help.
Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het om 'n middelaar te hê wat homself kom gee het met die woorde: dit is my liggaam en dit is my bloed. Dankie dat ons die kruis en u dood duidelik in die nagmaal sien. Help ons om nooit maar nooit ligtelik met dit om te gaan. Help ons om u te sien en aan u te dink. In Jesus naam. Amen.